Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag, 28 Augustus. Vir verdere studie, Ellen G. White, The Message Heeded, bladsy 323 tot 334 in The Acts of the Apostles. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, God's Amazing Grace, bladsy 122. Dikwels is dit diegene wat die meeste beproewinge deurgemaak het, wat ander die meeste vertroosting skenk, wat oral oor gelukkigheid bring. Hierdie mense se swaar kry, het hulle getemper en versag. Te midde van teëspoed het hulle nie hul vertroue in God verloor nie, inteendeel, hulle het vaster aan sy beskermende liefde geklou. Sulke mense is 'n lewende bewys van God se tedere sorgsaamheid. 'n Christelike lewe wat met toewyding gelei word, bring voortdurend lig, vertroosting en innerlike vrede voort. Suiwerheid, takt, eenvoud en usefulness in Engels of nuttigheid in Afrikaans is die eienskappe waaraan dit gekenmerk word. Die dryfveer van hierdie toegewyde lewe is onbaatsigtige liefde. 'n Liefde wat 'n veredelende invloed op self en ander het. Dit is 'n liefde wat oorloop van Christus. Die gelowige wat daaroor beskik, laat bakens van lig oral waar hy of sy gaan. Ellen G. White, God's Amazing Grace, bladsy 122. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White Comments in the SDA Bible Commentary, deel 6, bladsy 1094. Hoewel die apostel Paulus dit nodig geag het om dwaalings in die ontluikende kerk aan te spreek, het hy nooit in sy teregwysings selfbeheersing verloor nie. Met kommer sit hy die redes vir sy vermaanings uiteen. Kyk net hoe versigtig skryf hy ten einde die vriendskaplike gees tussen hom en die fouterende party te behou. Voorts bring hy hulle ook iets belangriks by, dat sy teregwysings nie net vir hulle pynlik is om te ontvang nie, maar dat die vermaningsproses hom as skrywer ook pyn besorg. Die indruk wat hy sodoende gelaat het, is dat hy 'n aandeel in hulle welstand het. Ellen G. White Comments, the SDA Bible Commentary, deel 6, bladsy 1094. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. In 2 Korintiërs 2 vers 1 tot 14 bevestig Paulus sy integriteit in sy bediening. Waarom is kwaliteit so onontbeerlik in die bediening? Vraag nommer 2. Ons sien dat Paulus sy reisplanne moes aanpas. Wat sê dit vir ons oor hoe belangrik buigsaamheid in enige Christelike bediening is? Waarom is hierdie gewilligheid om planne op die ingewing van die oomblik te verander van kardinale belang? Vraag nommer 3. In sy bediening het Paulus met smart en kommer te kampe gehad. Dit toon duidelik dat 'n mens maar 'n mens bly en dat kerkleiers soos die res van ons ook onder druk verkeer en spanning ervaar. Wat kan lidmate doen ten einde hul predikante se werklading te verlig? Vraag nommer 4. Reg voordat Paulus van sy triomf in Christus praat, 2 Korintiërs 2 vers 14, sê hy dat hy onrustig is in vers 13. Hoe is dit dat hy in dieselfde asem na een van sy sterkpunte en een van sy swakkes verwys? Hoe kan ons dit ook doen? Kom ons sluit af met gebed. Ons liefdevolle Vader, ons dankie vir die lesse wat ons weer eens uit u woord kon leer hierdie week. Help ons asseblief, liewe Vader, dat ons dit nie net in ons gedagtes mag bewaar nie, maar dat ons dit sigbaar mag maak op die manier wat ons lewe en met ander omgaan. Vader, leer ons asseblief om met liefde te dien, met 'n dankbare hart te leef en met nederigheid bereid sal wees om te verander wanneer u ons daarop wys. Help ons om nie aan ons eie voorkeure vas te hou wanneer dit ander kan verhinder om u liefde te ervaar nie. Mag ons deur ons woorde, ons optrede en ons lewens wys dat u in ons harte lewe. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.